julle Go Get Kids maats, welkom hier by my ligballon. Ek is Lally, die ligballonkaptein, en dis so lekker om julle vandag hier saam met my te hê. Ek is besig om reg te kry om hoog in die lug op te gaan vandag in my ballon. En julle maats is welkom om saam met my te kom. Maar al wat julle moet doen om saam te kom, is as ek tot 3 tel en skree all aboard, dan moet julle skree up en away. Is julle reg? Kom ons probeer dit. 1, 2, 3. All aboard! Up and away! Ek dink ons is reg om te vertrek. Hier gaan ons! Sjoe, julle, die wind is vandag darem maar verskriklik rof. Ek hoop dit gaan nou bedaar. Maar is darem maar lekker om so hoog in die lug te wees. Ek is so bly julle is vandag hier saam met my. Daar voel dit nou bietjie beter. Daar voel dit nou asof die wind lekker bedaar het. En weet julle wat? As ek so uitkyk uit hierdie lugballon uit, dan sien ek net sulke klein huisies daaronder. Weet julle wat beteken dit? Dit beteken dat ons baie hoog in die lug is. Maar ek hou nogal daarvan om so hoog in die lug te wees. En ek wil so lank as moontlik hierbo in die lug wees. Ek wil nie nou al klaar weer land nie. So ek het 'n idee. Wat daarvan as ek vir julle 'n storie vertel? Maar nie net sommer enige storie nie. Die storie wat ek vir julle gaan vertel is 'n storie wat regtig erg gebeur het. Wil julle dit hoor? Ok, nou kom ons sit gou en kom ons raak gemaklik, dat ons reg kan wees om mooi te luister wanneer ek die storie begin vertel. Eendag, lank gelede, was daar 'n baie spesiale man. En hierdie spesiale man het baie spesiale goed gedoen. Goeders soos om mense gesond te maak, water in wyn te verander, en partykeer selfs mense wat dood was, weer lewendig te maak. Nou baie mense het van hierdie man gehou. Kan julle raai wie hierdie man is? Ek is seker 'n paar van julle ken die antwoord. Julle is heeltemal reg. Hierdie man se naam is Jesus. En weet julle wat, mense het baie van Jesus gehou. Meeste mense het van Jesus gehou, maar daar was tog 'n groepie mense wat nie van hom gehou het nie. Hulle was eintlik jaloers gewees op Jesus. En hulle het hard probeer om Jesus in die moeilikheid te kry, want hulle het glad nie daarvan gehou dat al die mense die heeltyd gegaan het om na Jesus te luister en te leer wat hy vir hulle probeer leer het. Hulle het glad nie daarvan gehou nie. Hulle wou gehad dat die mense moes eerder vir hulle kom luister. So hulle het probeer toe om Jesus in die moeilikheid te kry. En hulle het partykeer dit reg gekry en partykeer het nie gewerk nie, maar daar was een tyd wat hulle Jesus groot in die moeilikheid gekry het. Dit was naby aan Paastyd gewees. En weet julle wat hulle gedoen het? Hulle het gaan en Jesus se woorde gevat en vir die mense wat die leiers was en wat in beheer was van daardie tyd het hulle gesê dat Jesus sekere goed bedoel het met sy woorde wat hy nie regtig so bedoel het nie. En dit het hom in groot moeilikheid gekry. So groot dat hulle besluit het om Jesus dood te maak aan die kruis. Dit is wat die straf was. Julle, dis mos darm glad nie mooi gewees van daardie mense nie, nê? Dis baie lelik dat hulle so jaloers was vir hom en hom in die moeilikheid gekry het. Maar Jesus het nog steeds gegaan en hy die straf gevat. Al het hy nie die straf verdien nie, het hy die straf gekry wat eintlik vir my en jou bedoel was. Nou dit klink soos iets verskrikliks wat gebeur het, maar dit was gelukkig deel gewees van God se groot plan, sodat ek en jy en almal van ons wat kies om Jesus te dien en om sy naam groot te maak, om aan hom te behoort, dat ons syne kon geword het en dat ons sondes vergewe kan word. Want toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy die sondes, die straf wat eintlik vir ons bedoel was, op hom gevat, sodat ek en jy sy kinders kan word en eendag hemel toe kan gaan. Nou, hierdie was iets verskriklik
verskrikliks wat gebeur het. Dis iets wat nie lekker klink nie, maar gelukkig, soos ek gesê het, was dit deel gewees van God se groot plan. En Jesus het nie dood gebly nie, want ons het mos gelees op Paasfees, dat hy op die 3de dag weer lewendig geword het. En weet julle wat? 40 dae na daai dag wat hy opgestaan het, het daar iets baie cools gebeur. En dis wat ek julle vandag wil van vertel. Jesus het opgevaar hemel toe. En hy het nie 'n vliegtuig, of 'n helikopter, of selfs 'n lugballon soos wat ons vandag hier het, gebruik nie. Hy het net op en op en op en op en opgevaar hemel toe. Dit was iets verskrikliks interessants geweest. En ek dink die disippels wat het gesien gebeur het, was baie verbaas. Nou, Jesus het net voordat hy opgevaar het hemel toe, het hy vir sy disippels iets belangriks geleer. Hy het vir hulle gesê dat hy gaan weggaan en dat terwyl hy weg is, moet hulle die goeie nuus vir ander mense gaan vertel. Die goeie nuus van dat Jesus lief is vir hulle en dat hy vir hulle ook aan die kruis gesterf het en dat hy graag wil hê dat hulle ook sy kinders moet wees. So dis die werk wat hy vir die disippels gegee het voordat hy opgevaar het en toe beweeg hy op en op en op en op. En sy disippels het al gestaan en hulle het gekyk vir Jesus wat opgegaan het in die lug. En hulle het gekyk totdat hulle hom nie meer kon gesien het nie, totdat hy agter die wolke heeltemal weg verdwyn het. Maar toe staan hulle nog steeds en staar vir die hemel. Ek dink hulle was so verbaas geweest dat hulle monde so oopgehang het, terwyl hulle gestaar het vir Jesus en hy wat al weggeraak het in die lug. En terwyl hulle nog so staar, sê die Bybel vir ons iets baie interessants, dat daar 2 mans gekom het met sulke spierwit mooi klere aan. En hulle het toe vir hierdie disippels iets gesê. Wil julle hoor wat hulle gesê? Kom ek lees vir julle. So hulle het in Handelinge 1:11 gesê: Galileese mans, waarom staan julle nog so en kyk vir die hemel? Net soos wat Jesus van julle af weggegaan het, net so gaan hy weer terugkom. Dit is nogal cool, nee. Nou ek wonder, wat doen Jesus daar in die hemel? Wat het Jesus gedoen toe hy opgevaar het hemel toe? Wel, gelukkig sê Johannes 14:2 vir ons, dat Jesus opgegaan het hemel toe, om vir ons, die gelowiges, die wat kies om in hom te glo, 'n plek in die hemel te gaan voorberei. En ons weet nou dat Jesus weer gaan terugkom, maar ons weet ook nie wanneer hy weer gaan terugkom, en hoe lank het gaan vat om 'n plek vir ons voor te berei nie. So dit beteken, ons moet doen wat Jesus vir die disippels gesê het, en dit is om goed en reg te lewe, maar ook om die goeie nuus met soveel as moontlik mense te deel, sodat hulle ook kinders van God kan word. Ag, julle, hierdie is darem wonderlik om te weet, dat Jesus nie net vir ons gesterf het nie, maar dat hy nou vir ons ook 'n plek gaan voorberei. Nou, weet julle wat, in die Bybelse tyd, het die mense mekaar baie probeer help, om nie te vergeet dat Jesus weer eendag gaan terugkom nie. Hulle het 'n spesiale woord daarvoor gebruik. Die woord is Maranatha. En Maranatha beteken Jesus kom weer. So as hulle mekaar gegroet het hulle mekaar gegroet met die woord Maranatha. En dan het hulle mekaar so herinner elke liewe keer dat hulle moet goed en reg lewe, want ons weet nie wanneer Jesus weer terugkom nie, maar een ding wat ons weet, is dat wanneer Jesus weer terugkom, wil ons definitief saam met hom hemel toe gaan. So ek het 'n idee, kom ons soek gou iemand, ons mamma of ons pappa of iemand, en kom ons groet hulle gou met hierdie nuwe woord wat ons geleer het. Kom ons waai vir hulle en sê, Maranatha! En as hulle sê, wat is dit? Dan sê jy vir hulle, dit beteken, Jesus kom weer. Is julle lewe reg? Kom ons probeer gou op iemand anders. Kom ons probeer gou op ons boetie of ons sussie. Kom ons gaan na hulle toe en waai vir hulle en sê, Maranatha! En dan, as hulle gaan, wat's fout met jou? Wat sê jy vir my? Dan sê jy vir hulle, Jesus, kom weer. En kom ons wees daar. Kom ons gaan gou na ons troeteldiere toe. Dalk het jy 'n hamster, 'n goue vis of 'n kat of 'n hond en sê vir hulle, Maranatha! En as hulle gaan of piep piep piep, dan sê jy vir hulle, dit beteken Jesus kom weer. Julle, ek dink ons moet dit sommer vandag
en elke dag doen as ons mense groet en so vir hulle dan leer dat Jesus weer kom en dat hulle goed en reg moet lewe. Maar ek het iets anders behalwe die Bybelversies en behalwe hierdie woord Maranatha wat ons kan help. Ek het 'n kraft gemaak wat ons kan help om te onthou wat ons vandag geleer het. En in hierdie kraft het ek 'n houtkruisie gevat. Van die houtkruisie herinner my aan Jesus en dat hy in die kruis vir my gesterf het. Ek het 'n wit koppie gevat en ek het allerlei wolkies opgeteken, want dit herinner my dat Jesus opgevaar het in die hemel in en dat hy besig is om vir my 'n plek daarvoor te berei, maar ook dat hy eendag weer gaan terugkom. Want Handelinge 1 vers 11 sê, al het Jesus opgevaar hemel toe, gaan hy eendag net soos wat hy gegaan het, gaan hy weer terugkom om ons te kom haal. Oeg julle, ek voel hierdie wind is alweer besig om sterker en sterker te word. Kom ons maak gou ons oë toe en kom ons sluit af vandag. Here Jesus, dankie dat U saam met ons was vandag en dankie dat ons hierbo in die lug, hierdie lugballon kon geniet het, maar ook kon geleer het van Jesus wat opgevaar het hemel toe om vir ons 'n plek te gaan maak. Help ons asseblief dat ons goed en reg sal lewe. Here, dat ons regtig U hart bly sal maak met die keuses en die besluite wat ons maak, maar ook dat ons nie sal vergeet om vir ander mense te vertel dat U lief is vir hulle ook en vir hulle ook gesterf het en ook dat U wil hê dat hulle U kinders moet word nie. Here, help ons om die werk te doen wat U vir ons gegee het en om U regtig trots te maak en 'n groot glimlag op U gesig te sit elke liewe dag. Dankie vir alles, Here Jesus, ek het U baie lief. Amen. Sjoe julle, ek dink is tyd vir ons om te land, totdat ons weer saam kuier. Lekker dag verder.